Pieter, welkom by Twee Rigting. Ek sien uit, want jy's 'n plaatjie en jy's slim. Dink, en jy hou van om die water 'n bietjie te roer. So ek dink ons gaan 'n interessante gesprek hê. Dankie Philip, is lekker om hier te wees. Pieter, vertel vir my, wie was hierdie laaitjie? Waar is hy gebore? Waar het jy groot geword? Vertel my iets van jou pad as 'n kind. Weet jy, dit is eintlik snaaks. Ek hoort eintlik nêrens nie, want Ja? ek is gebore in die goeie Noordwes. Ja. Kinderjare gebore in Dellerywil en toe in Kolinie groot geword en dit was fantasties geweest. So ons het 10 jaar daar gewoon en dit is in baie opsigte vir my so 'n sprokies kinderjare. Jy weet, dit was net lekker. Ja. Plaasmaatjies en ek was nou 'n dorpsjapie geweest, maar plaasmaatjies en net baie sorgvry, baie lekker. Wow. En toe was ek omtrent 12, toe trek ons Vrystaat toe. Toe was ons daar vir 'n paar jaar gewees. Dit was aaklig. Is dit? Dit was aaklig. Wat omtrent die Vrystaat was aaklig? Dis nie so seer die provinsie nie. Ek dink wat moeilik was is dit was puberteit daardie tyd. Begin en dan word mens van baie dinge bewus. En dan is mens akuut daarvan bewus van hoe jy sosiaal inskakel of hoe jy nie sosiaal inskakel nie. So baie interessante dinamika daar rondom gewees. En toe ek 16 jaar oud word, toe trek ons Oos-Kaap toe. En sedertdien woon my ouers al 27 jaar in die Oos-Kaap. Is dit waar? In Gunubie, 'n klein stranddorp net buite Oos-London. Ja. Ja. Jene, het hulle aldag water? Ja, Dit gaan baie sleg op daai dorp. dit gaan baie sleg. Hulle is nou interessant genoeg besig om te verhuis. Wees-Kaap toe, so. Ja. Daar waar die water in die ligte is. Jep. Ja. So dit is, ek dink ja, dit was baie lekker en dit is maar min of Lekker meer waar ek kinderjare. vandaan kom. En interessant genoeg, omdat 'n mens so by 'n plek is, uitgaan, by 'n plek is, wegtrek, by 'n plek is, wegtrek en terug Vrystaat toe vir universiteit. Londen gaan woon, terug Oos-Kaap toe, Pretoria toe gekom vir studies. Is dit interessant want jy's 'n swerwer op 'n manier. En dit maak jy mens eintlik baie aanpasbaar. Maar dit maak dit ook partykeer moeilik om ek weet nie om bande te vorm en jy wil tog wortels skiet. Ek dink dit is tog nodig om daai fondasie te hê. So partykeer is dit bietjie moeilik, maar dit het my baie geleer. Jy het nou baie vrae ontlok by my Ja. oor ten minste 2 temas. Ja. En die een is die trekkery. Ek wil daaroor vir jou goed vra, maar ek Ja. wil voor ek daarby uitkom sê. Jy sê toe kom jy as tiener agter waar jy inskakel en waar nie, waar jy inpas en waar nie. En ek neem nou aan dat as 'n kunstige nie, jy's beslis bietjie van 'n eksentrieke siel, nê. 'n Kreatiewe siel. Fyn aanvoeling, fyn intuïsie en daai goed. Het dit dalk besonder moeilik gemaak in 'n konservatiewe omgewing in die Vrystaat? Dink jy as jy, en dis nou raaiwerk wat jy moet doen, maar jy was daarom nou al in die wêreld. As jy in Johannesburg moes groot word, sou jy dieselfde kwessie gehad het van waar pas ek in? Sê nou maar byvoorbeeld jy het groot geword in die dorpie waaroor ek die malste is in ons land, Melville. En Ja, jy praat baie van dit. 75% van die kinders was kindsinnige siele en hulle ouers is dit ook en so, want hulle geen aanpassingsprobleme nie. Ek dink inteendeel, die mannetjie wat die rugbybal rondgooi, is die ou wat daar nie weet of hy regtig inpas nie. So my vraag is, dink jy die omgewing en wie jy was die katalisator vir jou vrae rondom waar pas ek in en Definitief. Ek dink ongetwyfeld want mense is nog te klein. Hier hoe kan ek half sê? Hier is so onder 10 speel jy baie met jou maatjies en jy weet dis 'n baie onskuldige tyd. En dan sou ek sê die Vrystaat daardie tyd, dit was 'n baie konservatiewe omgewing gewees. En ek dink interessant genoeg sê mense vandag nog vir my,
Aan die een kant is dit baie maklik om my te ken, aan die ander kant is dit baie moeilik om my te ken. Want dit is maar daar's baie lae, is 'n bietjie soos 'n ui, jy moet maar afskil en afskil. So ek was definitief opvallend anders gewees en dit is ja, dit maak dit moeilik om regtig hegte vriendskappe te bou en om nie op een of ander manier altyd in iemand se versuur te wees. So dit was moeilik en die ironie van die saak is, toe ek wragtig terug Vrystaat toe ek gaan swat. Ja. En toe was dit dubbel erger. En toe het ek 'n baie duur prys betaal vir daardie omgewing. Mens sou dink dat 'n mens in jou as 'n jong volwassene eintlik baie meer oop en nuuskierig en ontvanklik is vir mense. Maar die Universiteit van die Vrystaat was gewelddadig en ek gebruik juist die woord gewelddadig. Moeilik in terme van aanpassing, assimilering en jy weet net inpas. Ja, dit was moeilik. En het jy probeer inpas? Nee. Jy het nie kompromieë aangegaan oor jy. Glad nie. Ek sou nie sê ek is uitermate eienaardig of so iets nie, maar ek sal baie spesifiek onthou toe ek by die manskoshuis stop en my ouers my aflaai en ek stop daar en ek kom van die Oos-Kaap af en ek is deesdae vreeslik wit. Was baie bruiner geweest en ek het snaaks gesnyde hare met 'n los denim en 'n wit hemp. Jy weet, bietjie ek sal nie sê surfer nie, ek het in my lewe nog nooit branderplank gery nie, maar ja, ek kon onthou hulle het so gegaan. Wie the hell is dit? En ek het 'n oulike kamermaat gehad. Hy het so 2 dae gevat om te ontdooi, maar ja, hy was op die einde 'n goeie kamermaat geweest. En watter koshuis was jy? Hy bestaan nie meer nie, met goeie rede, maar ek was in die befaamde, berugte Rytskamerwonings. Ja, julle het sulke dit het gelyk soos dit was sulke kamers, sulke huisies. So ja, ek was daar so gewees. Jy weet ek was ook op Koffsie. Was waar? Ja, ek was in Huis Veritas, 'n stadshuis. Ja, dit is lekker. Ja, my ouma hulle het in Donald Marilaan gebly. Dit was 1 straat weg van die hoofhek van Grey College Laerskool. Ja. Yes, Veritas. So, ek was ook 'n Koffsie. Dis baie interessant wat jy sê. Want ek het met 'n meisie uitgegaan op Koffsies wat ek geken het van skool daar af in Namakwaland. Ja. En sy kom swat toe by Koffsies omdat ek daar is. En ons het nou in haar matriekjaar het ons toe gekuis. Sy hou vandag nog vol. Nou sy het verlede week by ons kom kuier van die Kaap af. Ja. Sy hou vandag nog vol dat Bloemfontein is konservatiewer as Springbok in Namakwaland. Sy sê dit. Ek kan dit goed glo. Ek kan dit beamoen. Ja. Werklik. Sodat jy gevoel het ek het baie goed ingepas. Maar ek was een van daai mense wat baie konsertkostuums aangetrek het om in te pas. Ja. Iets in my persoonlikheid wou nie uitstaan en anders wees. Dit het later jare in my lewe gebeur, maar hierdie gesprek gaan oor jou. So goed, toe het jy nogal swaar gehad in die Vrystaat. Ja. Nou, kom net gou terug en ons trou dan die 2 temas met mekaar, die baie rondtrekkery. Wat sê jy in retrospek? Ek weet 'n mens onthou mos nie 100%. Goed, hoe jy toegevoel het nie. Maar wat in retrospek dink jy het met die kind gebeur wat hiernatoe trek, daarna toe gaan? Wat het dit gedoen aan jou om nie op een plek te bly, daar wortel te skiet, deel van die groep te word en te voel jy's reg ingeburger nie? Wat het dit gedoen of het dit? Ek dink die eerste ding wat by my opkom is omdat jy baie vinnig, hoe sal ek dit stel? Omdat jy baie vinnig moet leer om aan te pas en om te probeer assimileer. Moet jy mense vinnig lees. So jy moet vinnig besluit wie kan ek mee ten minste toegang kry tot die groep. Wie is my eerste skakel? So jy moet daaroor dink. Die tweede ding is jy moet dan besluit watter aspekte van my persoonlikheid en my geaardheid
gaan ek nou voorsit, beklemtoon, om aanklank te skep. Ja. En met wat baie gewerk het, was humor. So om baie gou 'n situasie te probeer lees en om humor in dit te sien, of selfs partykeer van jouself, nie op 'n neerhalende manier, maar om van jouself die grappie te maak. Dis reg. Het baie vinnig Ja. mense om jou laat saamdrom. So ek dink dit het my nogal baie geleer rondom aanpasbaarheid en om bietjie mense te lees en beter te verstaan. Aan die ander kant, dit het my geleer wat is die verskil tussen alleen wees en eensaam wees. Jette. Ja. Wanneer was jy eensaam? O genade, daai tyd as 'n tiener in die Vrystaat was vir my eensame tyd gewees. Want dit was baie moeilik. Jy het al die taktieke gehad en jy het gedink jy gaan hier so ietsie doen en jy gaan daar probeer, maar jy het jouself bly vind bots teen baie snaakse, weerbarstige mense wat net eenvoudig nie buigsaam is nie. Dit is baie bepaalde uitsig, 'n baie bepaalde perspektief en jy kan doen wat jy wil. So daar was dit vir my eensaam. En dan sou ek sê Koffsies. So die Vrystaat is vir my 'n baie eensame plek. So wanneer toe ek nog af en toe huis toe moes ry, hier van Pretoria af Oos-Kaap toe, het ek elke keer 'n spoedkaartjie gekry ergens naby Bloemfontein, soos wat ek net doodseker maak. Ek ry onder daai Nelson Mandela rylaan deur, ek ry. Ek registreer niks nie, ek kyk so tot ek by Reddersburg kom. Jette. Dan weet ek, hierdie absolute horribale plek is agter my. Slegte herinneringe. Dit is baie sleg. Dit is baie sleg gewees. Is jy geboelie? Verskriklik. Op universiteit? Op universiteit. Ek moes toe nou my klere was. So nou is dit baie wasgoed jy was en dit is 'n groot masjien en was, tuimel droog, trim droog. En toe het 3 van, hulle was nie goeie vriende as sulks gewees nie, maar dit was vir 3,5 jaar was ons baie vriendelik met mekaar gewees. En hulle het in die waskamer ingekom en vir my gesê, nou maar wat soek jy nou vandag hier? En ek was heeltemal uit die veld geslaan, want dit was 'n snaakse vraag om vir my te vra. En ek sê te hulle, maar ek is net gou besig om wasgoed te was. Om 'n baie lang storie kort te maak, is hulle het my toe nou begin boelie en begin slaan en vir my gesê, ja, maar waarom is jy soos wat jy is en al daai tipe van dinge. En dit was 'n baie moeilike situasie om te hanteer, want in die eerste plek, dis baie meer traumaties as dit mense is wat jy ken, wat dit aan jou doen. In vergelyking met vreemdelinge. Dit het 'n heeltemal 'n ander lading. Dit was baie moeilik, so ek moes baie mooi dink hoe ek hierdie situasie nie laat ontstaan in 'n meer aggressiewe situasie nie, want dan sou ek sleg tweede gekom het. Ek het baie kneusplekke en so gehad en ek moes gaan vir plate om te kyk of ek 'n rib gebreek het of so aan. Jette. Ja, die Vrystaat is 'n vreemde plek. Jette. Wat het jy daarmee gemaak agterna? Wat het hierdie ervarings in jou gedeponeer? Want dit moes 'n klomp materiaal gewees het om mee te werk. Ja, dit was. Kon toe nou glad nie aan die slaap raak nie. En ek kon toe nou net glad nie die situasie verwerk kry nie. Ek het die psigiater gaan sien en sy het van medikasie voorgeskryf dat ons my net ten minste aan die slaap kan kry, want dit is die snaakste gevoel as 'n mens nie kan slaap nie. Jy kan en as jy nou al vir 4 dae nie kan slaap nie, dan raak 'n mens jy raak baie moeg en dit is baie vreemd. So, dit het baie verander aan die manier hoe ek na mense kyk. En dit was ook 'n beweegrede waarom ek besluit het om my loopbaan fokus bietjie te verskuif van kliniese sielkunde na navorsingssielkunde toe. Okay. Omdat ek nie regtig vreeslik baie meer daarin belang gestel het om te diep in mense se emosies te diep met dit te werk en daai tipe van goed. Dit is nie vir my noodwendig vervullend en ek is nie meer so mal oor mense soos wat ek was nie. Ek sal En jy dink dis daarom. Dit Mense jou geskok. Ja, dit was 'n geweldige ontnugtering. Soos ek sê, die gewigtigheid daarvan lê in die feit dat dit mense is wat jy ken. So dit is heeltemal onverwags. Die ander ding wat ek gedoen het wat eintlik
wat eintlik baie snaaks was, maar lekker was op die einde en 'n wonderlike ervaring is, toe sê ek is klaar met Suid-Afrika, ek is klaar met Suid-Afrikaanse mense, ek is moeg nou vir hierdie konservatiwiteit, alhoewel ek tog in 'n sekere mate self relatief konservatief is wat sekere goed betref. En toe pak ek my tasse en ek sê vir my ouers, ek gaan nou Londen toe, ek gaan nou daar woon en ek sal kom kuier. En ek het polisieklaring gehad om hier in Suid-Afrika om daar 'n assistensiegoedterapeut te wees. Ja. En toe klim ek op die vliegtuig en hier gaan ek Londen toe. Ja. En dit is 'n hele storie op sy eie. Dit was 'n belewenis. Ek was alles behalwe 'n prostituut. Ek kon nie, toe ek daar kom, regtig dadelik begin werk as 'n assistensiegoedterapeut nie, want hulle het my polisieklaring daar moes hulle doen en hulle het bly my leer verloor en hulle bly dan bedank die persoon, dan moet hulle die leer kry. Ag, dit was 'n totale gemors. So ek het begin woon in die weste van Londen wat baie lekker was. Ek het iemand aanlyn ontmoet wat vir my gesê het kom woon hier, kom woon, bly by ons en ek was soos goed, ek maak so. En ek het begin in 'n meer wel-af weste van Londen en soos wat die tyd aangegaan het, het ek meer en meer oos getrek. Maar ja, ek het tweedehandse motors verkoop. Ek het in 'n restaurant gewerk. Ek het by pop-up restaurante gewerk. Ek het by blommeskoue gewerk. Ek het die een wat uitgestaan het. Ja. Op 'n stadium, want jy hardloop uit rande uit. Ja. Ja. Jy het niks nie. Ek stel my voor. Jy hardloop uit rande uit en nou is jy al 4 maande wat jy op rande lewe. Dis wild. En ek voel te sleg om elke keer te sê, papa, mama, help net gou 'n bietjie so asseblief. Ek kan dit so magtig. Ek is wat 23. Die moeilikste werk daar. Nou bel ek die agentskap hier in Suid-Afrika en ek sê julle moet nou vir my 'n werk gee wat iets kan betaal. So stuur hulle my na die Engelse platteland toe waar ek in 'n kombuis 'n kitchen porter word van Londen af Swindon toe. Gaan soek die plek op. Dis die Vrystaat in Engeland. So dis eintlik aardig. Maar in elk geval ek het daar aangekom en ek het in die kombuis ingestap en daar was net hierdie groot sak. En hulle het vir my gesê, nou maar toe, luister hierso, dis vanaand vis en chips aand. En jy weet hoe se Engelse vir hulle vis en chips. Jy sal nou hierdie sak aartappels was, skil en opsny vir vis en chips vanaand. So het ek daar begin werk. Ek het 'n dak oor my kop gehad, ek het kos gehad om te eet. Ja. Ja, daar was baie keer, ek het baie honger gaan slaap. Baie. Nee. Ja. Au. Ja. Dit was iets wat gereeld gebeur het, maar in elk geval, daar het ek ook baie geleer van om net eenvoudige goeders waarvoor jy nie lus is nie, om dit net eenvoudig te doen. Want dit was slegte werk. En jy kon ook weer eens regtig met niemand praat nie. Dis 'n Pool hier, dis 'n Franse persoon daar, dis 'n ander persoon hier. Dis baie lekker om bietjie te gesels, maar ook net tot op 'n punt. Ja. So daar het ek waar toe nog nie groot geword het nie, het ek daar met 'n stinkspoed groot geword. Ja. Om na myself te kan kyk en Ja. om te survive. Ja. Maar ek wil bietjie daarin grawe. Okay, ja. En die rede is daar gaan baie mense wees wat nou hier luister wat dit ken. Dis iets wat ek hoegenaamd nie ken nie. As jy nou vir my as iemand wat gaan studeer het en bediening toe is en baie gestruktureerd geleef het. En die een ding het op die ander gebou. Die slegste wat ek beleef het was in Melville toe ek 'n gemeente wou begin te word ek 'n kelner. Maar ek het daarom Sondag vir 'n paar mense gepreek want daar was reg van die begin af 'n paar mense wat geweet het wat ons wil doen. Ek ken nie hierdie ding wat jy beskryf. Jy het 'n graad agter jou naam. Jy's in 'n vreemde land. Jy weet nie nou waartoe nie en jy sal enige ding gaan doen om net behalwe op die straat ook staan. Maar jy sal enige ding doen om te kan eet. Kom daar in jou kop dan 'n dag wat ek gaan terug Suid-Afrika toe en ek gaan nou maar vir my 'n praktyk begin op. Hoe lank het dit geduur en hoe het jy jou kop daaroor gekry om elke keer in daai plek te moet ingaan net vir geld om te kan oorleef?
Daar was mos 'n klomp huise waarin daar Suid-Afrikaners is. Dit moes nou al dit was toe alreeds 'n plek met baie Suid-Afrikaners gewees. En ek het buite gaan sit in die tuin op 'n tuinstoel. En ek het net gedink, dis nou 8 en 'n half maande. Iets sê net vir my, jy kan 'n bepaalde gedagte hê, intensie. As 'n ding nie vir jou bepaal is nie, is 'n ding nie vir jou bepaal nie. En jy kan maak wat jy wil. Jy gaan op 'n stadium die tekens moet begin lees en aanvaar, hierdie is nie jou storie nie. Vertel bietjie vir my, wat is die rede waarom jy voel iets is nie vir jou uitgelê nie? Want vir my wat nou hier sit en luister na jou, kyk ek kom uit 'n wêreld en uit 'n lewe waar ek geglo het die Here het vir my pad uitgelê en die Here en al is dit lyk dit soos 'n ompaadjie. Ek sal later verstaan hoekom ek daar moes gaan. Sê jy dieselfde ding dat daar's iets ekstern wat vir jou die teks geskryf het van jou lewe? Wat bedoel jy as jy sê dis nie vir jou bepaal nie? So, dit was nie vir jou bepaal om in Engeland in jou beroep te funksioneer nie, is dit wat jy sê? Onder andere. Ja. Maar daar's twee vrae wat jy eintlik vir my vra. Aan die een kant vra jy vir my 'n vraag rondom hierdie storielyn of ons 'n storielyn het as sulks. Ja. En aan die ander kant vra mense ook die vraag of daar 'n groter meesterhand is wat hierdie dinge bewerkstellig ensovoorts. Ek gaan vir jou vinnig sê, ek dink daar is iets wat na ons kyk en na ons omsien, verseker. Ja, ek sou sê ek is nog in 'n Christelike tradisie, so en daar's voorbeelde in Londen wat ek vir jou kan opnoem van hoe die onwaarskynlikste hulp om iemand raak te loop in Oxfordstraat. Ja. Terwyl jy met 2 tasse loop. Ja. En jy weet nie wat jy nou gaan doen nie. Om 'n vriendin in Oxfordstraat raak te loop, laat sy so van voor af na jou aangestap te kom en jy sien vir haar en jy sê vir haar, vriendin, ons het mekaar verlede jaar nog op koffies gesien. Kan jy my help? Dit is hoogs onwaarskynlik. Synchronicity sal Jung gesê. Synchronicity, Ja. onder andere. So ek dink daar is definitief wel groot of klein, altyd 'n wonderwerkie ergens te sien, as mens net dit kan sien. Definitief dink ek, ja, sekere goeders is jou nie noodwendig beskore nie. En ek glo nie daarin dat ek wou graag daarin glo dat jou paadjie vir jou uitgewerk is. En ek glo in 'n mate dat baie van ons optredes, baie van ons realiteite wat ons self manifesteer is 'n funksie van hoe ons koppe werk, hoe ons breine werk. So jy gaan 'n klomp bepaalde besluite neem en jy gaan op 'n bepaalde manier optree omdat jy so bedraad is. So dit gee ons partykeer die illusie dat ons vooraf weet wat se tipe besluite jy gaan neem, omdat jy 'n bepaalde persoonlikheid het, jy het 'n bepaalde agtergrond en sekere ervarings, maar jy het tog nog steeds 'n keuse. So ek kan môre besluit om iets anders te doen. En as daar te veel wrywing is, weet, as 'n ding vir jou beskore is, en is 'n bietjie van 'n teenstrydigheid hier, want ons praat van iets is vir jou beskore, maar ek sê in dieselfde asem jy het nie 'n storie nie. Ja, wat vooraf vir jou geskryf. Yes, Ja. so dit is ook bietjie van 'n teenstrydigheid daar, maar as iets nie vir jou werk nie, of beskore is nie, dan gaan dit sukkel. Of ten minste kan 'n mens sê, of daar 'n storie is, regtig of daar nie 'n storie is nie. Dis nie iets wat nou met jou moet gebeur nie, of dis nie iets wat nou moet plaasvind nie. Dan gaan jy gaan net eenvoudig sukkel. Dit gaan sukkel. Want die teenoorgestelde is ook waar. Ja. As jy partykeer 'n gedagte het of 'n intensie het om iets te doen, dan val goeders ook net outomaties in plek en dit is 'n seepgladde proses en die vraag is om uit te vind wat is vir my beskore? Wie is ek?
Wat moet ek word? Hoekom is ek hier? Wat moet ek word? En vir my, baie keer dink ek, as mense vir my vra, want hulle dink, as hulle mens nou hoor navorsingssielkundige, dan beteken dit ook in die helfte van die tyd, is 'n oor wat kan luister. Ja. En baie keer sal mense vir my vra, hoorie sommer, wat se raad het jy nou vir my hierso oor hierdie situasie? Dan sê ek vir hulle nou natuurlik eers, jy weet, ek is nie 'n terapeut nie, maar, en dan kan hulle glad nie glo wat ek vir hulle sê nie. Ek sê vir hulle, maak vriende met jou brein. Vind uit wat sit hier. Want vir my is dit 'n baie onafhanklike iets. Hy funksioneer sonder dat jy noodwendig altyd vir hom sê wat jy wil hê hy moet doen. So maak vriende met jou brein. Jy moet dit onmiddellik doen. En dit is 'n lewenslange proses. Maar maak vriende met jou brein. Dan is hulle soos, wat bedoel jy? Dan sê ek, gaan vind uit. Dis jy. Wat werk vir jou, wat werk nie vir jou nie. Ja. So ja, daar's 'n bietjie baie lang stories. Nee, Dit is 'n baie eenvoudige vraag. Nee, dit is nie eenvoudig nie. En ek dink ook die antwoord is nie eenvoudig nie. Baie daarvan is in 'n misterie gehul. Om watter rede weet ek nie, maar ek dink baie daarvan is in 'n misterie gehul, want beslis het ek nie 'n prentjie van 'n God wat daar sit en hy sê, jy gaan dit deurmaak en jy gaan dit doen. En hy skryf vir jou die teks soos wat ek, toe ek jonk was, geglo het nie. Ek is gebore en ek is op 'n pad gesit en daai pad is uitgelê en as ek van hom afneig, gaan ek teruggeklap word op hom. Dis 'n ekstreme manier vir my waar 'n mens jou lewensreis oorhandig en waar jy sê, ek glo, dis vir my uitgewerk. En aan die ander kant, en dis 'n geweldige nuance verskil, aan die ander kant glo ek ook nie, dat ons hier sit en alles is lukraak. Besluite, goed of sleg, werk of het werk nie. Ek moet jou ook sê, toe jy sê, dinge val in plek of daar's wrywing, dis 'n belangrike ding, om te lees. Hoeveel wrywing is daar? En hoeveel dinge val in plek, want ek dink weer eens daar, en jy mag dalk met my saamstem, is dit nie noodwendig in absolute terme gegiet nie, want my en jou ervaring is, dinge wat dalk vir lang jare in ons lewe in plek is, sê net maar dit wat jy doen met jou lewe, of 'n verhouding waarin jy is, dit het in plek geval, maar daar is goed wat haper, en wat moeilik is, en wat jy moet knie, en draai, en wring, soos my Johan sê altyd, hy sê, kyk, as daar nie 'n deur is nie, dan skop ek 'n gat in die muur. Maar as ek daai kant wil wees, is ek daai kant. Jy weet, Ja, as hy hierdie storie moet hoor van daar's wrywing en goed wil nie, hy sê ek laat hulle in plek val. Jy weet, ek kry daai ook. Ek dink dit is 'n bietjie van alles, sou jy saamstem? Ek sou saamstem, en ek sou sê dat, as ons dink oor 'n paadjie, wat vir jou beskore is en so aan, dink ek nie ons moet partykeer noodwendig in sulke konkrete terme dink nie. Want as 'n mens dalk sê paadjie, beteken dit nie ek het beoog om, ek wil my hele lewe lank 'n patoloog geword het. Jette. Maar dit gaan nie oor 'n paadjie van 'n beroep of 'n lewensmaatverhouding of dit of dat. Dit gaan oor die pad is dalk, gaan ek word wie ek veronderstel is om te word. Want dis is roeping ook. Ek glo nie daarin dat jy moet hierso sit onder 'n boom en dink, wat is my lewensroeping nie. Ek dink glad nie so nie. Ek dink 3/4 van die tyd vervul jy dit sonder dat jy dit weet. Ja. Want dit is partykeer selfs sulke goeders om vir 'n vreemde mens te gevra, hoe gaan vandag met jou? En jy weet nooit as jy daar wegstap,
in watter toestand het jy daai persoon daar gelaat nie. Want onthou, ek dwaal so 'n bietjie af. Nee, jy mag. Daar is nie so 'n ding soos 'n wat is die Afrikaans vir dit? Ek gaan die Engels gebruik. Daar is nie iets soos 'n neutral exchange tussen mense nie. Daar is nie. Maak nie saak hoe gering jy die kontak was of kortstondig 'n gesprek of so iets. Jy laat nooit iemand op presies dieselfde plekkie waar hulle was tot voor jy met hulle te doen gekry het nie. En dit mag so klein bietjie beter wees of so klein bietjie slegter of so, maar daar is nie so 'n ding soos 'n neutrale ding nie. So ek dink jou storie is ook baie keer oor nie is 'n bepaalde eindbestemming nie, maar 'n reis die hele tyd, elke dag. Gaan dit daaroor. En ja, so daar is nie regtig, dink ek, 'n plek wat 'n mens kan sê, o, die vet weet. As jy sê die dag I have arrived. Dis dan wanneer ek die breedste begin glimlag en vir hulle vra, bring vir my die springmielies. Ek wil sien wat nou gaan hier gebeur. Bring. As iemand sê I have arrived. Jene tog. Dis die plateau voor die volgende storm of net so uitdaging of wat ook al. Hierdie is vir my 'n interessante onderwerp waar ons eintlik lank kan praat. In die woorde wat in my kop is en jy het hulle gebruik is roeping of iets vir my beskore is. En toe het jy nou dit vir my vreeslik mooi gesê. Ek kan dit nie in mooier woorde sê nie. Dit is nie 'n spesifieke konkrete plek waar jy moet wees, beroep waarin jy moet staan nie. Dit is wie jy is, en ek dink binne die spektrum van wie jou brein en jou persoonlikheid wie jy is, daar is kantlyne. En miskien is daar ook strepe in die pad, en stoppe, en rooi en groen ligte, en oranje ligte, maar ek dink dis 'n reis wat pas by wie jy is, wat 'n uitdrukking gee aan wie jy is, en daarom luister vir jou brein, soos jy sê. Wie is ek? Ek dink in daai sin glo ek ook dat ek kan byvoorbeeld keuses maak wat totaal buite my hele menswees is. Dit sal nie werk nie. Nee. Ek gaan 'n gemors maak van my lewe. Dit gaan dan nou staan in die teken van ek vervul nie die roeping van wat ek moet wees nie. Maar dis 'n reis. Is ek reg of maak ek dit nou te wollerig? Nee. Jy maak dit nie te wollerig nie. En ek dink daai reis begin, daar is soveel mense wat doodgaan wat ek dink net nooit ooit hierdie reis reg onderneem nie, want daai reis begin eintlik met jouself. In die opsig dat jy beliggaam hierdie liggaam, jy is op hierdie bepaalde tyd en ruimte, op hierdie plek gebore in 'n baie bepaalde kultuur waaroor jy geen seggenskap gehad het, sover jy daarvan weet nie. En ek dink nie ons maak genoeg erns met die vraag rondom wie is ek en hoe leer ek om vir hierdie persoon ongelooflik lief te word nie, want dis my verantwoordelikheid, my eerste verantwoordelikheid, om na hierdie persoon om te sien. En ek dink dis waar baie mense nog steeds sukkel. Hulle dink hulle is baie lief vir ander mense en het baie geduld met ander mense en deernis, empatie. Jy kan nie. Ek kan nie 'n bietjie van my koffie in jou beker gooi as ek nie eers daarvan in my eie beker het nie. So daai reis, daai roeping, daai goeders begin immers met wie's ek. Ja. Liefde is 'n kwaliteit, dink ek, wat in alle rigtings uitgedeel word. Beginnende by myself, ek is deel van die ervaring van liefde. So dit kan nie 'n aksie wees wat ek pleeg in gehoorsaamheid aan 'n hoër stem wat vir my sê, wees liefdevol, maar ek het nog nie eers myself aanvaar of lief. En daarom dink ek nie dit het mate ook nie. Hoeveel ek van jou hou, verskil miskien van hoeveel ek van iemand anders hou. Hoeveel aanklank ek vind en so aan. Maar ek dink liefde is doodgewoon 'n kwaliteit. Dit is nie soseer iets wat in mate kom nie. So hoe kan jy lief hê
maar dit is nie 'n liefde wat ook vir jouself daar is nie. Ja, dit kan nie. Dit moet alles raak. Alles, as dit die kern is van waaruit jy leef, tref dit alles. Dit en iets wat daarmee saamgaan. Ek dink 'n baie belangrike bestanddeel van om regtig waar 'n baie intieme verhouding met jouself te bou is 'n ander konsep wat ek dink net so moeilik is. Net selfs vir my ook. Ek bedoel, dit is goed waarmee mense baie worstel, maar jy moet 'n radikale aanvaarding van situasies hê soos dit is nou. En dit is vir my dis partykeer iets daar waar ek nou wil bokshandskoene aantrek en sê om aan te haal waar daar nie 'n deur is nie, maak ek een of ek skop 'n gat in. Ja. So ek voel ook partykeer so, maar daai radikale aanvaarding van dat dinge is soos wat dit is. En jy weet, die eerste helfte van 'n mens se lewe, en ek gebruik helfte met wat ek daarmee bedoel is, daar's 'n groot gedeelte van jou lewe wat die ego ontwikkel. Jy leer 'n bietjie van wie jy is. Jy moet begin selfstandig raak, jy moet selfgeldend raak ensovoorts. So daar's baie individuasie soos Jung sal sê. En daai tipe van dinge. Dan kom daar of dit op 30 is, op 45, op 60 en vir party mense nooit nie. In steede daarvan om meer na buite toe te leef, begin daar 'n ander innerlike reis nou plaasvind. So die ding draai op homself. Ja. En ek dink baie keer daaraan dat een van die lekkerste plekke om te wees is om eendag te kan sê, en dit gaan vreemd klink, maar om eendag te kan sê, ek het dood gegaan, ek was relatief gelukkig, en ek het dood gegaan as 'n nobody. Ek is 'n nobody, but I'm very happy being a nobody. Ja. Ek het niks nodig in terme van validering. 2 jaar, 3 jaar nadat ek dood is, of 10 jaar kom ons sê, gaan iemand dalk 'n boek of 'n skildery of iets nog kan onthou of so, maar soos ons deesdae weet, uit die oog. Ja. Selfs mense besoek nie eens meer jou Facebook nie. Ja. So hulle sal nie eens teruggaan en maar nog 'n bietjie gaan blaai daar nie. Maar ek dink daai verlies, en dis ironies, jy weet, ons moet so lief wees vir onsself, maar dit gaan nie oor 'n obsessie nie, dit gaan nie oor 'n selfpreokkupasie nie, want in dieselfde asem het jy hierdie verantwoordelikheid, maar in dieselfde asem moet jy hierdie persoon laat gaan. Gaan dood 'n nobody. Ja. Die beeld wat nou in my kop opgekom het toe jy so praat, is wanneer jy 'n mondeling moet doen in die klas, op skool. Ja. Jy is deel van daai klas en dan hoor jy, okay, hier sit nou die juffrou sê daai dag doen julle 'n mondeling, het jy baie werk daar ingesit en jy gaan staan daar voor, nie koppe bewe, maar dit is jou oomblik en jy praat. En al die adrenalien en al die spanning en die lekker en die gevoel van die vreugde en die verskrikking van hierdie oomblik is met jou. Dit is soos daai uitdaging wat die lewe aan jou bied, om nou moet jy jou ding doen. Ja. En as dit klaar is, dan gaan sit jy op jou plek. En is verby. En ander kinders praat. En aan die einde van die periode lui die klok en dan stap julle in 'n massa uit op die stoep. En uit by die hek en is klaar. Dan dink ek, hoeveel belê ons baie keer in daai oomblik wat jy voor in die klas staan. Alle oë is op my, ek is voorbereid. Hier is waar ek nou gaan gebeur. En kan 'n mens voor en na die tyd, en veral na die tyd, net weer smelt in die massa en selfs vergeet word. Maar met 'n salige gevoel van, dit was lekker om ek te wees. En dit is eintlik al. Ja. Dit is eintlik al. Ja. Maar Ja. probeer dit. Wees ek. Wees ek. Seker een van die grootste take. Ek wil nou 2 goed vir jou sê, ek wil terugkom by jou, want daar's iets baie fascinerend vir my, rondom die goed wat in Engeland met jou gebeur het.
Maar ook, ek lees op die oomblik Dick Schwab se boek Ek is my brein vir die tweede maal. Ja. Ek het hom 2 jaar gelede gelees terwyl ons op vakansie was. En ek het hom eergister opgetel en ek trek nou weer so in die helfte. Hy lees vreeslik lekker vinnig. Hy lees lekker, want hy skryf maklik. Wat vir my interessant is, rondom baie neurowetenskaplikes se teorieë nou. En ek koop in 'n groot mate in baie van wat hulle sê. Maar die ding dat vreeslik baie goed gepredisposisioneer is. Jy is gepredisposisioneer in jou brein vir sekere goed. Byvoorbeeld het hy nou daar gesê, selfs tot 'n mate jou karakter, natuurlik jou sterktes. En dan sê hy selfs iets wat vir my vreeslik interessant was, jou vlak van aggressie waarmee jy deur die lewe gaan. Nee, verseker. Sê hy. En dan weet ons dat Sapolsky het mos hierdie boek geskryf nou waar hy absoluut sê ons het nie vrye wil nie, alles is geneties bepaal in jou. Heeltemal deterministies. Dit voel vir jou asof jy die keuses maak. In lewe voel dit vir jou, jy kies en so, maar eintlik het jou innerlike klaar gekies, want dis jou brein wat dit doen, jou gene het dit klaar vir jou gedoen. Al die goed. Ek is 'n mens wat, ek luister na iets en dan gaan parkeer ek dit daar een kant en dan dink ek, okay, daar's elemente hier wat vir my wonderlik klink en alles, maar ek hou mos niks en ek dink, almal van julle wat my nou al goed ken, weet, ek hou nie daarvan om 'n teorie aan te hang nie. Ek wil uit hom uitklim en vir myself gaan dink. Nie omdat ek dink ek is slimmer nie, maar omdat ek dink mense daai afstand nodig en ons het in die eerste instansie het ons nodig om vanuit onsself te leef. So ek hou daarvan om te krap en die teorieë te kyk en so aan en dan gaan ek terug en dan dink ek, okay, en dan baie keer beland ek nie by 'n plek nie. Ek het so oorsig van wat mense sê. Nou met dit gesê, nou is ons terug in Engeland met jou. Ja. Nou wil die goed nie werk nie. Jy kry nie 'n terapeut geword daar nie. En jy word gedwing in chips sny en so aan. Maar daar's fantastiese momente. Jy loop 'n vriendin wat jy 'n jaar terug op Koffsies geken het, loop jy in die straat raak. Ja, hierso is Jung se synchronicity. Sekere goed val in plek. Wat het met jou gebeur van Engeland af tot terug in Suid-Afrika waar jy toe nou 'n volwaardige beroep begin volg het waar jy darm kan voel? Nou val die goed in plek. Wat was daai reis? Wat het in jou gebeur toe jy daai slegte werke moes doen en honger gaan slaap en die dinge wil nie gebeur nie? Wat het dit met jou gedoen? Het jy enige betekenishegting daaraan of het jy dit maar net geleef? Nee. Dit het 'n baie interessante ding gedoen. Ek kan nie noodwendig vir jou presies sê hoekom nie. Maar weet jy wat, ek sou sê dit het my grootendeels genees van presies wat die paar voorafgaande maande met my gebeur het. So met ander woorde, dit het vir my 'n manier gegee om hulle te vergewe. En om aan te gaan na daai hele situasie wat met my gebeur het, wat die beweegrede was vir my om weg te kom uit Suid-Afrika uit. So ek sou sê, in al hierdie harde werk en om letterlik daaronder op die grond te wees en niks te hê nie behalwe 'n tas vol klere. En om swaar te kry en om wonderwerke te sien gebeur. Op 'n manier het dit my genees. Dit het my genees van wat gebeur het en dit het vir my perspektief gegee. Jette. Want dit is ook op 'n stadium wat ek nou nie geweet het, want duidelik werk die terapie ding nie lekker nie, assistent psigoterapeut, maar ek wil ook nie eintlik 'n kliniese sielkundige gewees nie. En toe dit was een dag. En ek het ook so met die chef gepraat oor, ja, en ek wou eintlik 'n patoloog gewees het en so. Toe sê hy vir my, but why don't you become a doctor of the mind? Dus toe dink ek myself, miskien is ek tog meer geskik vir navorsing. Ek wil nie hier kom krap in die darmes nie. Ek wil liewer hier sit en kyk daarna en die hele stelsel ontleed en so. Ek wil net daai afstand hê want dit is meer interessant as om nou te sit en te praat. So ek dink dit het my perspektief gegee oor wat se rigting ek wil inslaan as ek terugkom en ek kon terugkom sonder wraaksig. Ja. Ek kon terugkom en ek hoef nie meer kwaad te gewees het vir mense
wat my nie verstaan nie of nie van my hou soos wat ek is of wat net eenvoudig ontoeganklik is vir ander mense nie. So daar moes 'n baie diep selfaanvaarding gekom het. Ja. Is dit omdat jy gestroop was van dit wat jou gekoester het en regop gehou het en gevoed het? En jy so op jouself aangewys is dat jy ontdek het, ek kan so leef. Ek is 'n ek sonder 'n spesifieke struktuur. Ek gaan dalk nou 'n bietjie diep, maar ek gaan vir jou vertel wat het nou in my kop gebeur. As 'n mens 'n randfiguur is, jy kan sê of ek verkeerd of reg is vanuit jou sielkunde. 'n Randfiguur kom by 'n plek, daar staan iets in jou op, binne in daai geboelie en in daai afwysing van mense en waar hulle nie wil aanvaar nie. En waar hulle nie wil erkenning gee aan jou soort mens wees nie. Dan kom daar iets wat in 'n mens, want ons ego is daar om ons te dien. Staan hy op en dan sê jy, nou slaan ek terug. Nou terugslaan beteken nie noodwendig dat jy daai mense konfronteer of enigstens uiting gee na buite nie. Maar waar jy in jouself gaan soek vir 'n plek waar as julle my dan nie wil aanvaar nie, gaan ek dit doen. En dan word die einste goed wat jou vreemd maak vir die algemene publiek, word in jou kop die goed wat jy gaan uitstal. Want jy begin dit jou identiteit maak, dit jou sterkte maak. Ek gaan eers vir jou vertel hoekom ek dit sê vanuit myself. Ek was ook 'n vreemde soort kind. En ek is ook gespot. En op hoërskool, ek dink gelukkig ek was vroeg in puberteit. Ek was amper 'n kop langer as my klasmaats op laerskool al. Standaard 5 het ek so in 'n baie vroeë puberteit ingegaan voor my maats. So ek was lank, ek was nooit fris nie, maar ek was lank en ek het 'n vreeslike gladde mond gehad. Jy het nie met my kom mors nie. Want ek het een keer vir myself in standaard 7 uit 'n vuisgeveg met 'n ou gekry met my mond. Hy was regtig geskok deur dit wat ek vir hom gesê het. Hy het nie die preekie verwag terwyl hy my eintlik wil slaan nie. Maar wat ek probeer sê vir jou wat ek ervaar het. Ek het tot in my 30's het ek die feit dat ek eksentrieke smaak gehad het in klere en het ek begin om my identiteit te maak. En dan sal ek dit nou leef. Sodat dit nie meer iets is waar ek skaam is nie, maar dit is wie ek is. En dit was 'n pseudo-identiteit. Ek is eksentriek, ek hou van eksentrieke goed, vandag nog. Maar ek kon toe ek in Melville gaan bly, op 33, toe kom ek agter ek het nie meer 'n behoefte daaraan om bont onderbaadjies te dra nie. Ek kan ontspan. Niemand hier vra van my enige stelling nie. Ek hoef geen, soos die Engelse sê, statement te maak. Ek kan net myself wees. Toe kom ek agter, my klere raak besadig. My hare raak meer besadig. Dan is daar nog steeds iets van die kunstenaar in my wat uitkom plek gekry het. Maar dit was nie meer hoe met fors nie. Dit was nie my skuld teen die boelies nie. En ook, ek was in die Vrystaat net voor dit 'n pastoor, né? En ek het kort oproepe gekry oor my hare en my ou klein brilletjie en hoe snaaks my klere is en so aan. En ek was in verset daarteen. En mense het gedink ek is sterk, maar ek was nie sterk nie. Ek was eintlik voorsgeboelie. En ek het hierdie goed begin voorstoot. Ek het maar net dit baie met krag begin doen. So as julle dan nou dink ek is eienaardig, dan gaan ek julle nou wys hoe eienaardig kan ek wees en hoe trots is ek daarop. So ek gebruik dit uit my lewe om vir jou te sê, en toe daar 'n plek gekom waar ek kon sê, ek het myself ontmoet. En ja, hierdie goed is alles deel van my, en daar's vandag nog mense wat my snaaks aankyk, oor goed. Iemand het nou, 'n vrou het nou eendag vir my gevra, wat vang jy met jou hare aan? Dit lyk of jy dit indraai, toe sê ek skud dit droog. Krul hulle self so, toe sê ek, hulle krul maar reg self so. Hulle dink jy doen dit. Dis iets wat jy beplan. So, ek kry nog daai ding dat party mense dink ek is vreemd. Maar ek kan al vir hulle verduidelik, ek kan al enige iets wees. Want ek is nie net een ding nie. Maar vir my het daar 'n punt gekom waarop ek so gestroop was dat ek Ja, slaan jy die spyker op die kop. myself ontmoet het en ontdek het, ek is ek,
sonder enige iets wat my ondersteun. En weet jy wanneer dit met my gebeur? Nee. Toe ek my vrou verloor. En ek verloor al die aansien as die strydgetroude pastoor met 'n kind. Ek het altyd gesê, die bruinkop pastoor met sy swartkop vrou en sy blonde kind, en dit was my identiteit, en ons is in die bediening, en dit gaan goed. En die kerke waar ek was, het volgestroom hoor. My eerste 2 gemeentes moes ons mure uitslaan en groter maak. Vanweë die gladde mond. En dit was vir die mense lekker om na my te luister. Dit het my identiteit geword. En dan, toe in Melville was dit net so. Dit was 'n suksesstorie. Soos Johan altyd sê, ek was in die binnebaan. Maar daar was soveel sedusterkte. Soveel sedusterkte. En daar het 'n dag gekom waarop ek uitgelewer was aan die hele Suid-Afrika op die voorblad van Rapport. Nee. Ja. Daai ding het my en Johan albei. En ek kan nou nie sy storie vertel nie, maar ons albei is in 2002 in September op die voorblad van die koerant is ons geslaan knie af. En moes ons maar net ontdek wie is ons. Sonder enige iets wat jou kan ondersteun. Blikkies lensies in worteltjies eet. En net uitvind wie is die mens hier binne. Dis hoekom ek die vraag vir jou gevra het oor, wat het gebeur in Engeland toe jy die chips moes? Ek dink dit is, afgesien van daardie, en dankie vir daai storie, dit was, of daai, vertel daarvan wat jy nou gedoen het. Ek dink in die eerste plek, jy is heeltemal, totaal en al, buite 'n gemaksone. Dit is 'n konsep wat nie eers by jou opkom nie. Ja. En as jy regtig waar gestroop is van jou ondersteuningsnetwerk. Ek weeg vandag 71 kg. Ek het 60 kg, ek het 11 kg. Waar ek nou sit, was ek 11 kg ligter die dag toe ek in Suid-Afrika van die vliegtuig afklim, van Londen af. En as jy dan honger is en jy moet planne maak, laaste minuut, erger, wat gaan ek nou doen, of dit, en jy is regtig gestroop, en jy kan nie meer, want ons is lief daarvoor om dit te doen, en het bring my terug by hoekom ek sê, happy to be a nobody one day, is ons hak identiteite vas aan goeders. Ons raak verknog aan vorm, wat vorm nou ook al mag aanneem, het sy dit 'n bepaalde selfekspressie is, of dit groot finansiële sukses is, of wat ook al die geval mag wees, ons raak verknog aan vorm. Ons los nie op nie. En ek dink, ja, daai situasie van swaar kry, en vreemde land, vreemde mense, honger, werk dan, werk nie, dit werk nie, dat werk nie uit nie, en dan kom daar net daai eendag, kom daai mens net daar uit, wat sê, hierdie werk nie, maar weet jy wat? Jy is jy. En jy sien ook 'n gedeelte van jouself, wat jy nooit anders sal sien nie. Glad nie. So ek dink daai worsteling, daai afgestroop van klomp en daai gesukkel, het my ook sag gemaak. Dit het my sag gemaak, want as ek vir jou sê, toe kon ek ook beter omgaan met mense wat baie van my verskil, of my nie wil aanvaar nie, en ek dink myself, 100%, jy hoef nie. Ja. Wat is vandag die ding, want toe val goed eintlik nou maar in plek, ja, nee? ja. En jy is vandag 'n navorsingssielkundige. Yes. Wat is vandag die narratief in jou kop oor waarom jy dit is en nie 'n terapeut nie? Gegee die feit dat jy sag is, dat jy jou eie pad geloop het, en dat ek glo, jy het die vermoë om 'n terapeut te wees, kognitief. Wat is dit in die hele prentjie en in jou belewenis van jouself en die mensdom wat maak dat jy liewer op daai afstand wil sit en die navorsing wil doen? Ek is hopeloos te nuuskierig.
Ek is hopeloos en nuuskierig Ja. en raak te gou verveeld met goed. Ek is baie geduldig, maar ek wil nie week in en week uit sit en luister. En hier is die waarheid. Ja. Moet ek altyd versigtig wees om te sê. Hier is dalk 'n feit. Ja. Meeste van die goeders wat jy gaan met my gesels, terwyl jy in die stoel sit daar in my spreekkamer, het jy self aangejaag. Okay. Jy het dit oor jouself gebring, deur jou stupid besluite. Daar is sulke goed soos, natuurlik weet ons, mense kom sien jou oor depressie en al sulke goeders, maar daar's baie keer 'n klomp mikrobesluite wat mense geneem het, wat hulle dalk van beter moes geweet het, wat hulle bring op hierdie plek, en dan is dit jou plek en jou plig om hulle weer te help. Eintlik maar net die spieël. Jy's eintlik 'n goeie terapeut is maar net 'n spieël. Dis iemand wat vir jou sê wat jy moet doen nie. Dis regtig eintlik net iemand wat 'n spieël vir jou kan voorhou sodat jy eienaarskap en die outeur regtig van jou lewe kan wees. So my nuuskierigheid, ek wil goeters ontrafel en ontleed. So die patoloog wat nog steeds wil dissekteer en verstaan maar hoekom, wat gebeur hierso? Hoekom sien ek hierdie patroon in gedrag? Hoekom sien ek hierdie patroon in data? Daai kick, as ek dit so kan sê, is my baie, baie lekker. Ek kry nog steeds baie lekker daar uit om mense te help en van diens te wees of diensbaar te wees, maar ek kry 'n 200 keer lekkerder as ek iets kan uitmekaar uithaal en dit verstaan en probeer verklaar of oorlaat aan die misterie. Daar sy, ja. En van die misterie gepraat. Waar is die interseksie vir jou tussen 'n spirituele lewe of 'n spiritualiteit en sielkunde spesifiek? Gegee die kundigheid aangaande die siege van die mens. Waar lê daai interseksie vir jou? Of is daar vir jou 'n totale onderskeid soos wat baie mense tref? Of is dit alles een ding, ons besef dit net nie? Kom ek vra vir jou dit so, Ja. as die begin van 'n antwoord. Kan jy meer geestelik volwasse wees as wat jy emosioneel volwasse is? Dis 'n verskriklike interessante vraag. 'n Vriend van my wat saam met my studeer het, is daar iewers in 'n klein dorpie in die platteland in Namibië, word hy 'n pastoor, en in 1999 kom kuier hy een aand by my. En hy sê vir my, sy gemeentelede is geestelik baie volwasse. Hulle ken die woord. Hulle het 'n diep verhouding met die Here, maar hulle is ongelooflik emosioneel onvolwasse. Daar's so 'n bekleierery en onmin in die gemeente. Toe dink ek, vir my, jy kan nie vir my sê, jy het geestelike volwassenheid en diepte. Waarvan praat ons dan, as dit nie gereflekteer word in jou verhoudings, jou verhouding met jouself, jou interaksie, en jou omgang met die lewe nie? Vir my is dit een ding. Een ding. So, daar antwoord jy die vraag rondom die spiritualiteit en die sielkunde eintlik is, dit is totaal en al, dis is om, ek kan nie eintlik regtig sien hoe mense dit enigstens kan skei nie. Nee. Jy sien, maar ek dink, synde westerlinge, het ons, of jy nou 'n Christen in 'n kerk is, en of jy nou 'n boeddhisme navolg, of wat ook al, ons het 'n manier om, as ons ingegrawe het in spirituele konsepte, dit kognitief geassimileer het, om onsself dan as geestelik te sien. Dis nie vir my geestelikheid nie. Partykeer is mense wat, ek gaan nou 'n voorbeeld noem, mense wat baie prakties is in hulle uitlewing, en wat eintlik baie min weet van die geskrifte, is hulle vir my baie meer volwasse en baie meer geestelik. As mense wat so elke ding bestudeer het, van zen tot boeddhisme, tot die mistisisme, tot en dan in jou lewe sien ek nie 'n uitlewing wat getuig van vrede, van rustigheid, van selfkennis, van liefde. Daar's soveel oorlog en goed dat ek sien nie. So ek dink ons maak van studie. En dis 'n ding wat my in Renaissance baie keer pla. Ons is vreeslik kognitief en cerebraal
en ons praat oor die geestelike goed, dan wonder ek net, gaan sit ons ooit stil en vra vir myself, wat gaan binne in my aan? Nie in my kop oor al die teorieë nie. Wat gaan binne, want ons kan onsself maklik flous dat ons geestelik is, omdat ons so kognitief omgaan met die denkskole. Presies. Mens kan, en ek dink ook dit is 'n manier waarop, as ek dit nou so mag stel, die ego vir homself 'n veilige plekkie kry om te sê, ek voel gemaklik, ek voel rustig en kalm hieroor, want jy weet ek is hier besig met, ek's op die pad. If I've not arrived, I'm gonna arrive soon. Ja. Maar as mens so daaraan dink, dis baie moeilik om partykeer dink 'n koers te hou. Ja. As mens te veel insette het. Ja. Dis insette. Jy moet nogal jou dieet, jou geestelike dieet baie mooi kontroleer, want jy gaan vinnig maagwerk kry. Ja. Om dit so te stel, as ek dit so kan stel. En hierso is die vraag wat ons onsself moet vra. Ons kom nie in hierdie wêreld in met 'n goeie begrip van die Zen-boeddhisme of al die wêreldse geloofstradisies of die Christelike geloofstradisie of enigstens so iets nie. Glo ek ons is geestelike wesens. En wat ek daarmee bedoel is dat daar 'n psigiese mens is, absoluut. Ja. Hoe meer jy in voeling is met daai natuur van jou, hoe meer spontaan lewe jy in elk geval hierdie beginsels wat jy nie van buite af hoef in te bring en te absorbeer nie. Dis hoekom ek heeltemal saam sal stem met jou as jy sê, dis partykeer die minder belese mense, die meer amper eenvoudige mense, wat net so in voeling is met daai natuurlike aspek van hulle self, wat reeds daar is, en dit net eenvoudig uitleef. En daar's 'n helderheid. Absoluut. Daar's 'n helderheid. Iets wat ek in hierdie week, ek het nogal die videoetjie geplaas op Facebook. Die ou praat oor hoe ons nie meer vir onsself dink nie, en hoe ons geïndoktrineer word, en hoe dat 'n mens saam met mense praat omdat jy wil behoort. Maar is nou 'n bietjie van 'n dieper proses. Maar hy het daar 'n sinnetjie uitgespreek wat my so getref het. Toe sê hy, ons het soveel inligting vandag, en jy het dit nou gesê. Mense is nie dom omdat hulle nie weet nie, of omdat hulle lae IQ's het nie. Hy sê daar's 'n intellectual confusion vandag. Daar's soveel inligting. En mense assimileer hierdie klomp inligting. Dit is totaal, soos jy nou gesê het, 'n maagwerk. Dis 'n kognitiewe maagwerk. Jy het die mekaar geëet soos by 'n kinderpartytjie en alles pyn. Alles pyn. Ja. En dan sien ek nie die helderheid van wysheid nie. Nou is 'n ander ding wat ek begin vermoed. En dit is, as 'n mens 'n kognitiewe soort mens is, en jy deel nie werklik met die realiteit van jou emosionele pyn en goed nie, nê. Die werklikheid daarvan nie. Dan kan jy baie maklik na filosofie gryp en jou daarmee besig hou, en al wat dit eintlik is, dis 'n weghardloop. Ja, dis 'n pynverdowing. Dis 'n pynverdowing. Dan praat jy oor die pyn uit 'n denkskool, en of dit nou sekulêr en of dit nou wetenskaplik en of dit nou geestelik is, maar jy gebruik daai teorie, en dan die gevoel wat ek begin kry is, mense kan verslaaf raak aan daai proses van inligting en dan hierdie denkskole, en jy kan nie jouself losmaak van 'n proses waar jy sy stap en nie by jou pyn uitkom nie. Jy's Dora? Ek wil nog koffie. Wil jy nog koffie hê? Dit is 'n dieselfde proses. Baie keer sal ons vir mense vra, en ek dink daar's meriete daarin. Jy sal vra, Koos, wat dink jy moet ek hier doen? Jan, wat dink jy moet ek hier doen? Gerard, wat dink jy moet ek hier doen? En dan op 'n manier, dis ook 'n ander ding. Ons onthou ons bietjie praat oor wat beteken dit om regtig 100% verantwoordelikheid vir jou lewe te neem. Jo. Ons moet daaroor praat. Maar dan vra jy vir al hierdie mense en hulle gaan vir jou insette gee en op die einde van die dag is jy eintlik nog meer deurmekaar. En dan begin mense die vermoë verloor om
Een, dit weerhou jou om regtig weer te gaan vra, okay, maar wat sit reg met my? En wie's ek in hierdie saak? Of waartoe wil ek gaan? Ja. Omdat jy jou oor te veel uitleen. So dit maak 'n mens swak in daai opsig. Dit is so, daar's 'n soort spiritualiteit wat vir my 'n mens vervreem van die realiteit van die siege. Dis 'n spiritualiteit wat ontken dit wat ons werklik ervaar en sê, maar dis alles net gedagtes en hoe jy daaroor dink en so aan. Een van die voorbeelde wat ek gebruik het toe ek hieroor begin dink het. Jy kan nie vir my sê, as 'n dogtertjie wat 2 jaar oud is, en jammer vir die cru voorbeeld, of 8 jaar oud is, of 12 is, deur haar pa gemolesteer en verkragt word, kan jy nie vir my sê, oh, it's all in her mind, dis die manier wat sy daarna kyk, daai lyding bestaan nie. Nee, jy kan nie. Ek gebruik met opset 'n cru voorbeeld, want anders kom dit nie duidelik genoeg deur nie. Ek voel daar's 'n manier waarop spirituele denkskole met die realiteit omgaan wat eintlik 'n miskenning van realiteit is. En dan wonder ek baie maal, is dit nie pyn wat maak dat mense die realiteit van hulle pyn wil onderdruk deur so 'n filosofie aan te hang nie. Toe ek 'n jong pastoor was daar charismatiese vriende wat gesê het, jy mag nie sê jy het hoofpyn nie, want jy bely dan 'n leuen, want in God is jy genees en volmaak gesond. Jy moet praat saam met die waarheid. Jy moet die waarheid bely. En die waarheid is, ek is gesond, en as jy dit bely, dan manifesteer die waarheid, en dan sal die hoofpyn verdwyn, want die hoofpyn is in elk geval net in jou kop. Nou ja, hy is in jou kop. So, waar anders is hy? Waar anders is hy? So, ek is op die oomblik besig om baie te pyns oor plekke waar daar nie 'n interseksie is tussen die werklikheid en spiritualiteit nie. Waar ek agterkom, daar's 'n miskenning van werklikheid deur 'n soort spirituele denke aan te hang. En vir my, glo ek, 'n gesonde spiritualiteit sal die twee verenig. Die werklikheid waarin ek en jy leef binne in liggame, as psigiese wesens. As dit verwyder word van spiritualiteit, en die twee het nie 'n interseksie en 'n saamstap nie. Hulle bevestig nie mekaar nie. Hulle val nie saam in een nie. Dan voel ek, jy moet weer gaan dink oor daai spiritualiteit. Jy moet weer gaan dink. Want, dis soos ek nou ook gesê het, ek dink dit het baie ook te doen met, soos ek gesê het, radikale aanvaarding van die situasie soos wat hy is. Ja. Want dit is dan, wanneer jy regtig ook dikwels 'n mate van vrede ervaar, is as jy ophou stoei en stry. Ja. Daar's soveel vermydingsstrategieë. Ek en Kleis, ons moet dan ons klink nou vreeslik almal doen hoogdrawend dit. terwyl Nee, ons almal hierso doen dit. vandag hierso sit en so. Hoe gaan ek lekker- dit so goed weet as ek nie weet hoe om dit te doen nie? So, Ja. ons kan onsself baie Ja. baie dankie. Dankie Dora, dankie baie. Dora. Ja, waarmee ons aandag probeer aflei. Ek dink dit is net dit is vir mense bitter moeilik om dit te doen, Ja. want dit beteken ook in 'n mate daai radikale aanvaarding van situasies wat dit soos wat dit is. Dan beteken dit jy moet regtig waar en dit is 'n skok. As jy die dag so sit en jy besef ek alleen is verantwoordelik vir myself en ek moet, wat beteken dit regtig om verantwoordelikheid vir my lewe te neem? Ja. So verstaan jy nou begin die goedjies so halfbietjie bymekaar kom. Ja. Ja. En ek dink ja, dit is daai twee goed, sou ek sê, jy weet, jy kan nie wegkom, jy moet dit dinge aanvaar soos wat dit is en die verantwoordelikheid neem vir jou lewe. En daarin lê daar 'n mate van vryheid en vrede. Praat met my oor daai verantwoordelikheid. Wat moet ons doen om verantwoordelikheid vir ons lewens te neem? En wat beteken dit regtig? Die eerste ding wat ek dink mens kan sê is, dit gaan vreeslik klink, maar niemand gaan jou kom red nie. Dis hy. Ja. Niemand. En ek dink dit is waar Londen weer eens
bewuswording was, is my ma het hierdie sê ding, ek gaan nou terugkom na dit. Sy het altyd hierdie sê ding en dan het ons almal vreeslik ontsteld geraak as sy dit sê. Ja. Want ons het gevoel, ons het nie heeltemal verstaan wat sy sê nie, maar sy sê altyd, jy word alleen in hierdie wêreld gebore en jy gaan alleen uit hierdie wêreld uitgaan. En soos ma, maar dit is so donker en ag nee man, daar gaan mense om jou bed wees. Maar jy alleen gaan dood. Net jy kan vir jou doodgaan. Ja. En so ek dink nie ons besef as ons regtig verstaan wat dit beteken dat jy vir jou lewe met verantwoordelikheid neem en dat jy moet na jouself omsien. Ek dink jy kan dis so 'n moeilike gedagte dat dit maklik klink tot jy begin besef wat is die implikasie daarvan. En dis partykeer net moeilik om dit te verwoord want dit is jy sal weet as jy in jou lewe op daai plek was wat dit beteken om te verstaan. Ja, mens glo daar's hulp en om jou en so aan, maar as jy nie op jouself kan staatmaak nie, wie anders kan? Ja. En hoeveel van die eksterne blaam wat ons plaas, ek meen, dis een ding om te sê ons wil hulp hê, maar ook ons plaas ook dikwels blaam op, nie net mense nie, maar op geeste, op party mense op demone, op ander mense se bose gees en frekwensie. en tog weet Daar's soveel blaam. Ja, maar dit is weer eens, dit is as jy nie regtig verstaan dat jy, want dis weer eens, is eintlik 'n verdowing. Ja. Hoe langer jy kan dans met die gedagte dat ek eintlik hierdie kan oorlaat aan iemand anders of ek is 'n funksie van wat met my gebeur. In steede daarvoor om te sê maar ek is self gedetermineerd. Want die ding is, ja, Dick Swab skryf in sy boek, jy weet, jou vlak van aggressie is geneties bepaal, dit is inderdaad so, maar dan het ons ook neuroplastisiteit. Ja. So met ander woorde, ek kan daai geweldige, aggressiewe disposisie, as ek die woord kan gebruik, van bewus word, en dit beter rig. Daar sy. En ek kan dan terugwerkend my brein verander. Ja. Dis wat ons ook nou weer onthou nie, is ons kan hom verander. Verander, ja. Ja. So ja. Jy kan vir hom temper. Jy kan. Ja. Ek dink dikwels as 'n ou praat oor verantwoordelikheid en konteks. Verantwoordelikheid neem vir my lewe en konteks. Baie keer het ons in ons koppe dat ek het 'n ander konteks nodig om werklik myself te wees of om werklik doelgerig te kan leef en ek moet van bagasie ontslaa raak en ek moet van indringende stemme en ek moet van steurnisse en goed ontslaa raak en dan wil ons 'n ideale konteks hê. Hoor jy, so ons so oud as wat ek geword het, kom ek agter die ideale konteks wou toe net nooit kom nie. Daar was meer ideale kontekste en minder ideale kontekste. Dit is nooit so ekstreem nie. En ek sê nie mense moet jouself in die moeilikste plekke gaan begewe en as jy in 'n plek kom waar jy agterkom, ek gedui glad nie hierson nie. Ons het daaroor gepraat en dit is daai weerstand en wrywing die hele tyd. Ja. Maar daai ideale plek waar Philip net gly deur die lewe en waar ek die vryheid het om ongestoord besluite te kan neem wat my lewe op 'n wonderlike paadjie plat, op 'n vlugplaas, 'n sweeftog. Wil nie gebeur nie. Ek dink nie. Dit wil nie gebeur nie. Daar's wonderlike momente wat 'n mens van tyd tot tyd jy laat my nou aan iets baie interessants dink. Maar jy het hierdie tye wat 'n mens voel, jy sien nou, jy weet, dis nou hierdie perfekte ideale, etc. Dit laat my ook aan iets anders dink. Jy weet, baie mense meet die kwaliteit van hulle geestelike lewens aan hoe intens en hoe gereeld hulle hierdie warm teenwoordigheid het. En hoe ouer ek word, en hoe dieper dink ek begin delf in my eie storie, hoe minder en hoe skaarser raak daai oomblikke van mystiek.
Ja. Dis so 'n eienaardige konsep. Toe ek jonk, ek was op skool toe ek 'n baie mystieke ervaring gehad het. En so met die jare was daar en nou word dit al stiller. Die breuke tussen momente waar jy regtig voel hier word ek op 'n manier buite myself na 'n plek toe geneem of van 'n uit 'n bepaalde bewussyn na die wêreld kyk. Dit raak daai momente raak verder en verder en verder by mekaar uit skaars. Wat En interessant is. wat is jou gevoel hoekom? Hoekom? Mens mis dit partykeer, want dit was wonderlik toe dit gebeur het. Dit was fantasties. Ja. Is nie omdat 'n mens gevorderd is of ja, jy's definitief wyser en jy is dalk 'n bietjie wakkerder as wat jy was. Maar jy het nie meer jy het dit nie regtig meer so nodig nie. Dit het 'n momentum gegee, dit het vir jou 'n voorsmaakie gegee. En nou het jy aan die gang gesit. Die vuurtjies is 'n paar keer getrek, 'n vuurtjie aan die brand gesteek. Nou weet jy wat jy nodig gehad het om te weet en uit te vind. So jy dit nie regtig meer nodig nie. Maar 'n mens mis dit. Ja, natuurlik. Maar dit laat my natuurlik nou aan iets dink. Gisteraand in 'n storielyn op TV. Toe gaan dit oor 'n huwelik wat na 32 jaar sneuwel. Omdat die een party gevoel het dinge het te platonies geraak. En dit heeltyd vergelyk het met net na die witbrood. Die suggestie is as ons daaraan kan werk om onsself terug te kry by daai plek van ekstase tussen mekaar, dan het ons huwelik gered. En toe dink ek as jy deur hierdie knik net kan besef, dit gebeur vir almal so, dat dit baie meer platonies raak, baie minder ekstaties raak, maar daar's ander goed wat begin inskop en leef. En mens het as jy net jou kop kan wegdraai van daai eis wat jy stel aan die lewe, aan die huwelik, Ja, so. dat dit so ekstaties moet wees, dan kry jy jou nuwe diep geluk en vrede. Dit raak meer platonies, maar een ding wat daar's baie mense wat sal sê, ag, jy weet monogamie is nou 'n klomp stront ensovoorts. En die mens is geskep vir voortplanting en soveel maats as moontlik en al die tipe van dinge. Mens kan met daai hele biologiese evolusionêre perspektief saamstem en sê dit is inderdaad so, dit was die oorlewing is ek bedoel tot vandag toe weet ons die simpatiese senuweestelsel is gerig daarop om jou te laat oorleef, veg of vlug of vries. Dit is daar vir jou oorlewing, dis nog steeds daar. Hierdie arme ding tussen ons ore het nog nie naaste by so vinnig gegroei en verander soos wat ons lewensomstandighede verander het nie. Maar ek sê baie keer vir mense, dit vat 'n besonderse mens om met iemand te kan trou en tensy daar 'n ernstige probleem rondom geweld of so iets is, om binne in jouself so te kan groei sodat jy daai verhouding kan onderhou. Dis ongelooflik maklik om dit te beëindig as dit nie meer saak maak of so nie, maar dit verg geweldige en jy is in 'n baie beter posisie om dit te kan beamoen of nie as ek in terme van wat dit van jou vra om te groei in daai diepte en want dis eintlik kontra die basisnatuur is om na 'n hoër orde van koneksie en intimiteit te gaan. Dit is so, kyk ons leef in 'n wêreld wat in alle opsigte verander mense konteks en plekke waar hulle werk of leef of liefhet of so aan. Verander dit en baie daarvan is nou maar juis in diens van ons ontwikkeling. So om van die een maatskappy na 'n volgende of dalk jou eie ding te begin doen, mens verstaan dit, maar dit kom ook teen 'n prys. Ek het 'n vriend wat sê sy pa is dood toe sy ma 40 jaar oud was.
en sy het nooit weer getrou nie. En sy het by die jaar moeiliker geword. En toe sy as 'n ou tannie dood is, toe sê sy suster, my ma's patologies selfsugtig. En is omdat sy nooit weer getrou het nie. Sy het net gedoen wat sy wil. Daar was nie 'n maat wat haar gekorrigeer het of haar 'n spieël opgehou het en so aan nie. Dit het my nogal geskok. Want ek het die tannie baie goed geken en ek het baie van haar gehou, maar sy was nogal 'n sterk vrou. Maar as ek dink my eie verhouding, as 'n enkellopende mens, ek was 'n kort rukkie in my lewe enkellopend, tussen my egskeiding en my en Johan se saam. Jy is gelukkig. Baie kort rukkie in my lewe enkellopend. Ek het op 22 getrou. Ek is op 37 geskei. En ek was 40 toe Johan by my intrek. Ek was baie kort enkellopend. Ek ken daai vryheid. Kyk, is lekker, dit het sy voordele. Dit het, maar in kontras met iemand wat vir jou sê, hey. Die skaafwerk is geweldig in 'n verhouding en as mense dit kan deurstaan. Ek kan van ondervinding praat. Hoe dat dit jou dit vorm. Dit slyp. En dis nou net Dit slyp aan 'n mens. ja, jy is heeltemal reg. En as mense net wil bietjie vasbyt. Ja, vasbyt is nie 'n ding wat ons vandag nie baie van hou nie. Nee. Ja. Het jy 'n laaste boodskap vir ons? Kyk eens, so opsommende iets wat net in jou kop maal wat jy dink ons hier moet laat. Ai, dis vir jou 'n goeie vraag. Ek sou sê, sjoe Philip. Man, ek sou sê, laat gaan net. Laat gaan. En wat ek daarmee bedoel is, ek dink ons maak onsself gedaan met soveel goed. Ja, ek weet ouers met kinders is baie besig en mense het beroepe en mense het verpligtinge en al die tipe van goeders, maar ek dink ons moet net regtig waar kies om minder bekommerd te wees en te laat gaan. Ek dink jy hoef nie oor alles 'n opinie ook te hê nie. Ja. Partykeer kan jy maar net soos Ja. ek weet nie Ja. en ek stel ook nie eintlik belang nie. So just let go. Ja. En gee vir jouself 'n bietjie kans om spontaan na vore te kom en laat gaan. So my so interessant. Johan sê, as ons so vreeslik filosofeer, dan sê hy, man, ek moet julle almal net plaas toe wanneer julle my kalvers kom, in die kalvers kom speel. Kom voer net die handslammers. Julle maak vir my moeg. Ek dink vergeet net 'n bietjie van jouself. Vergeet Gaan net. Ja. Dankie vir die gesprek. Dit was verskriklik lekker. Dankie.